is our God. Sing me how great is our God. Oh, see how great is our God. Come on, every voice sing it out. How great is our God? How great is our God? Oh, sing me how great is our God. Oh, see how great is our God. Your name above all names. You're the name above all names. Oh, Jesus, you are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. Yours is the name above all names. Jesus, you are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Oh, sing me how great is our God. Oh, see how great is our God. Thank you, Jesus. Ons loof U naam, o Vader. Dankie vir U goedheid, Jesus. Dankie vir wat U doen, Jesus. Dankie Jesus. Julle kan sit. Baie dankie vir die awesome worship. Waardeer jou. Goeiemôre. Het hulle vir julle suurlemoensapie gegee? Goeiemôre. Dankie. Dankie vir julle wat julle tyd uitgekoop het. Ek weet julle kom baie plekke gewees het, maar die feit dat julle hier is en is 'n klomp mans wat saam is, stig 'n mens se hart. Ek wil julle graag voorstel en 'n broeder in Christus, Jean-André Heineke, ons doen redelik baie saam. En hy het 'n baie subtiele, sagte wapen met die Here gekry. Hy kan die duiwel so saggies aanvat, hy weet nie of hy hier moet betaal of skwat nie. Het ek skreeu, ek is bar, ek skop die deure af, weet. In die naam van Jesus wat Paul preek. Hy daag net op. Hy is een van die lucky ouens. Maar hy het ook 'n gawe van onderskeiding. En het 'n ander gawe vir woord. So, ek wil hom graag aan julle voorstel, het 'n woord vir die gemeente. Ek glo die Here gaan deur hom werk. Asseblief, as jy my wil afneem, telefoon op. My onder die tafel wegsteek nie. Ek kom skeef uit, dit lyk nie goed nie, julle gaan hom verhoord. Type, daar's niks wat jy my gaan aankla waar ek nie getuig nie. En meeste van die mense, sit die kamera aan. Hulle gaan net met my betlei, so julle gaan alright wees. So, moenie wegsteek nie, okay, ons sal alright wees. Julle het vol permissie. My lewe is publiek, I'm a public figure. Die nommer op die video op YouTube wat almal gekyk het, dit is my privaat nommer, Roy Strauss, soos baie Aspris, hy het hom Aspris daar opgesit. Dis regtig my telefoonnommer, dis een van my sake is. So jy bel my regtig. As ek wat gaan antwoord, jy hoef nie te sê, is jy regtig ookie nie? Ek's ookie. Haai. So, Jean-André, ek gaan nou door jou omgee, kind van God. Baie dankie dat jy weer eens vanoggend saam met my kom bedien. Ek dank jou familie wat tyd afgestaan het vir ons, om jou te leen. Ek weet jy is besig, maar ek kan nie trots op jou wees nie. Jy is net 'n mens wat
leersom is en jy bly honger vir die Here en jou nederigheid is so infectious. So, baie lief vir jou, ek waardeer jou en dankie dat jy vanoggend saam met ons kan wees. Hier is vir die microfoon. Geniet hom. Baie dankie vir die wonderlike geleentheid. Is dit oukei as ek hier onder staan? Is dit reg? Julle is oukei, almal kan my sien. Eerstens wil ek ook dankie vir Okkie sê, ek en hy stap nou al 'n hele pad saam. Okkie het in my lewe gekom so 4 jaar terug, so 4-5 jaar terug. En toe ek voor hom staan, toe sê ek vir hom, jy gaan nie laat die Gees my kan vat nie. En terwyl ek voor hom staan, toe sê maak oop die oë, toe sê hoekom dink jy, hoekom ontvang jy nie? En dis baie keer wat ons probleem is. Ons dink maar ons vang nie. Ons moet ontvang. En toe ek gesê het nie ek ontvang, en so na so 5 minute te word ek wakker. Dus ek gedoop met die Heilige Gees en dit is 'n awesome gevoel. So ek het definitief 'n groot verwagting en ek dink julle ook, wie is hier met 'n verwagting vanoggend? Alright, dit wat ons gesing het hierso, glo julle dit? Alright, so wat doen ons baie keer? Ons dink dit, maar ons glo dit nie. So as ons 'n ding dink, dan word dit onder die mat gevee. Want baie keer as ons dinge dink, dan streel dit net ons egos. Okay, is okay, ons het nou gesing, die Here is lief vir my, sê nou kom as ek okay. Maar sodra ons begin glo en ons harte oopsluit, dan word ons geaktiveer. En dis belangrik. Okay, so net so bietjie oor myself. Ek is die enigste kind, ek kom van Appington af. Ek het 2 pragtige dogtertjies, hulle is 12 en 9 jaar oud. En ek was 'n first responder. Ek is 'n advanced first responder. Wie ken vir Jimmy Abbott? So Jimmy Abbott, ek was by sy bed gewees toe hy sy asem uitgeblaas het. Wat 'n giant, wat 'n groot kind van die Here en wat 'n wonderwerk hy nie in die publiek gedoen het nie. En ons is baie lief vir Jimmy. Wat is 'n getuienis? Jy sien baie mense sien 'n getuienis as 'n klein getuienis, is dit regtig nodig of 'n groot getuienis? 'n Getuienis is 'n getuienis. Want hy sê in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Juda en Samaria en tot aan die einde van die wêreld. So ons wat hier sit, hoeveel keer getuig ons? Hoeveel keer sê ons dankie vir die Here? Ons vra vir hom, ons sê nooit vir hom dankie nie. So ons is voor sy aangesig en ons sê, Here help ons, hoekom is ek in hierdie krisis? Here, wat moet ek hier doen? En dan voorsien hy, en dan dink ons al in die volgende probleem om te vra. Maar ons vergeet om terug te gaan en te gaan sê, dankie vir die oes wat u gegee het. Okay, dis die groot probleem. 'n Getuienis van my wat ek net graag met julle wil deel. My dogtertjie was gebore gewees en sy het baie vrugwater gekry. En die dokters het my eenkant geroep, my vrou kon nie die kind gesien het nie. En ek was oor haar gewees en het 'n spesialis na ons kant toe gekom en gesê het, meneer Heineke, ons het is môreoggend of sy's daar of sy's nie daar nie. Ja, ons het gebid en ek het gesê, Here asseblief, ek weet dis u kind, maar asseblief help my net. En ons het daar verplaas na Alberton toe. En toe ons in Alberton ingekom het, toe was daar 'n ander pappa wat se kind gebore is, 800 gram geweeg. Nou weet julle hoeveel is 800 gram? Jy hanteer daai kind met 'n doek. Want daai kind is net te klein. Hulle het die mamma verloor en ek moes die pappa ontmoet. En die Here het dit so beplan dat my kind daartoe moes gaan sodat ons daai kind kan deurtrek met borsmelk. My vrou het soveel borsmelk gehad dat daai kind deurgetrek is tot vandag en ons is tot vandag tog nog in kontak. Kan jy sien, so my vrou het vir al 2 gesorg want die melkbank het nie melk gehad nie. Dis die Jesus wie ek ken. Okay, dis die Jesus wie ek ken. Ek wil vanoggend 'n boodskap vir julle gee en ek gaan baie vinnig praat. God is vir jou. Amen. Stem julle saam, God is vir jou. En ek ervaar vanoggend dat hier's baie mense of hier's ouens wat hier sit wat se omstandighede jou terughou. Jou omstandighede is besig om jou te verdrink. Nou kom ek gaan vir jou 'n resep gee. Jou omstandighede wat jy in is net tydelik. Hoekom? Want ons lewe op aarde is net tydelik. So die 2 belangrikste datums in jou lewe is jou geboortedatum en is die dag as die Here jou kom haal. Wat maak jy met daai streepie tussen daai 2 datums? Wat maak jy met dit? En dit is wat belangrik is wat ons moet besef. Ons wil altyd dink, ja, op ons sterfbed, dan gaan ons harte vir die Here gee, as ons naby is, gaan ons harte vir die Here gee, maar kom ek gaan vir jou nou sê, as Jesus oor 5 minute kom, is jy reg? Is jy reg? Is jou hart reg? Nou vanoggend wil ek jou vra, ken jy Jesus of het jy 'n verhouding met Jesus? Wat is die verskil? Daar's 'n verskil.
As ek vanoggend vir jou sê, ken jy Jesus, dan gaan ek vir jou sê met respek gesê, hier is Jesus, ek ken hom. Daar staan Jesus. Maar as ek vir jou sê, het jy verhouding met Jesus, dan beteken dit ek wandel saam met die Here. So baie keer as ons in omstandighede, dan blameer ons die Here, dan sê ons vir die Here, maar Here, hoekom sit jy my deur hierdie? Wat gaan aan? Maar die vraag is, het jy die Here van die begin al betrek met jou keuses? Was hy van die begin af betrokke met jou keuses? So 1 Johannes 4 vers 16 sê, en ons het die liefde van God tot ons het, leer ken en geglo. Hoe leer ken ons Jesus? Deur 'n verhouding met hom te hê. Dis die verskil. God is liefde, en hy wat in liefde bly, bly in God, en God in hom. Nou ek wil vanoggend vra, sit jou omstandighede vir my so 'n bietjie eenkant. En dan wil ek jou vra, as jy kind van God is, en ek sê vir jou, stres jy oor die dag van môre, want dis baie manne wat hier sit, ons is mans, reg? Ons worry oor die dag van môre, ons worry oor die finansies, ons worry oor die vrou, ons worry oor die kinders en al daai goedjies. Maar as ek vir jou sê, Jesus kom oor 5 minute, gaan jy nog worry? Hoekom worry jy nou? Ons weet nie wanneer hy kom nie. Die woord sê die engele weet ook nie wanneer hy kom nie. So hoekom worry ons nou? Dis tyd dat ons moet net begin besef, ons moet die land voorberei vir die Here se landing. Dis ons opdrag. Dis hoekom ons hierso is. Die ander ding is wat ek wil deel met julle is, baie keer sê ons, Jesus is die bestuurder en ons is die eienaar. Hy is die eienaar, ons is die bestuurder. So meneer, as jy hierso sit en jy dink oor jou besigheid, hoekom gaan jou besigheid so swak? Het jy dit al oorgegee? As jy besig met jou besigheid en hy gaan nie goed met hom nie, het jy al gedink om oor te gee vir die Here? Want jy sien, oorgawe is 'n belangrike punt. Die Here sê ons moet alles oorgee. Wat doen ons? Ek vat 2 plakkies as 'n voorbeeld. Ek gee 1 plakkie, dan hou ek die ander plakkie terug. Here, werk net met daai. Ek gaan nog 'n bietjie hier hou, werk net met daai. Hy sê, gee alles oor. En wat doen ons? Dan gee ons al 2 plakkies oor vir die Here, en dan time ons hom. Ons sê, kom nou Here, jy het gesê ek moet hom nou vir jou gee, nou time ek jou. Kom. Kan jy sien waar dit is? En dan oor 2 weke, dan vat ek al 2 plakkies weer terug. Want Here, jy het niks gedoen nie. Kan jy sien waar kom geloof in? So sodra ons oorgawe gee, dan skop geloof in. So waar is ons geloof? Dit is wat ek graag met julle wil deel. Dan wil ek graag aanbeveel, jy sien die grootste ding is, omdat ons sukkel om 'n verhouding met die Here te hê, is om opofferings te doen. Ons wil nie ons drank los nie, ons wil nie ons drugs los nie, ons wil nie ons vriende los nie. Hoekom? Want dit is nog deel van die wet van die wêreld, dis lekker. Kom, ek gaan vandag vir jou sê, dis tyd dat jy moet oorgee. Toe ek 'n medic was, toe het ons 'n kol gekry op 'n ou wat by 'n bar gesit het, en hy het 'n shot stroram gedrink. Nou wie weet wat maak stroram? Hy laat jou sweet. As ek reg. Hy het 'n shot stroram gedrink, toe slat hy mors dood neer by die bar. Waar dink julle is daai ou pad? Ons gaan nie weet nie. Maar nou wil ek jou vra, as jy daar by die huis sit en jy kyk so 'n bietjie diep in die bottel in en die Here besluit om jou te kom haal, wil jy so gaan? Ons weet nie. Ons weet nie wanneer dit ons tyd is nie. Jy sien oorgawes, Lukas 22 vers 42 sê, Jesus bid die volgende, laat nogtans nie my wil nie, maar julle wil geskied. Hoe doen ons dit? Deur oorgawe te gee. Jy sien, ons is baie vasgevang in die wêreldse wet, want ons vlees beïnvloed ons gees. Ons vlees het 'n houvas op ons gees. Ek sien hier's baie jong manne vandag, en ek wil juist met hulle praat, want hulle is ook die generasie. Dis tyd dat hulle vriende moet begin mooi check. Ek sit met beradings met jong ouetjies wat sukkel, wat ouers my bel, wat sê my kind is rebels, ons weet nie wat aangaan nie, dis nie jou kind nie, check wat gaan in die skole aan. Hou die vriende dop, maak jou regte keuses. Rather have no friends, but having that one friend that you know is there for you. Mense, dan wil ek net so amper afsluit met die dronkenskap wat ek graag met julle wil deel. Baie mense, as ek huisbesoek doen of ek maak huis skoon, dan steek hulle die whiskies weg. En dan lê die Bybel op die bedkassie. Dan sê hulle, ek lees my Bybel, daar lê hy, pastoor, en gaan maar deur, maar vrou, het jy die bottel, dit is, ja, gaan deur, dit is reg, is in die kombuis. Jy sien, die ding is, as jy 'n bier drink of 'n dop drink, is nie fout nie. Die vraag is, wat is jou intensie as jy dit drink? Noag was dronk, Lot was dronk.
Maar wat is ons intensie as ons drank gebruik? Wat maak jy? Wil jy my tensie hê, want ek wil saam met 'n ander vrou in die bed klim? Ek wil 'n tensie hê, ek wil nou daai drank gebruik, want ek wil vir my sondes vergewe. Kom ek sê vir jou, druk vir jou dieper in die sonde in. En nommer 2 is, môreoggend sit jy met 'n babbelas, wat ook nie lekker is nie, en dit trek jy net meer agteruit. Kom by die Here se voete uit. Dit begin by hom. Hoekom? Hy het jou gemaak en hy gaan jou kom haal. Dit begin by hom. Jy sien, ons liggaam is lede van Christus. My vraag is of jy reg is vir oggend. Ek wil graag afsluit, dra jou kruis. Sal daar struikelblokke wees as jy jou hart vir die Here gee? Ja, daar gaan. Sorry om jou babbel te bars, daar gaan. Hoekom? Want jy's op die vyand se territorie. Baie keer as ek bevrydings doen, dan wens ek net, ek kan vir hom, as iemand voor my sit en dit manifesteer, dan voel dit, ek wil 'n vuis gebruik. Dis hoe lus jy moet wees vir die vyand. Want weet jy hoekom die vyand, ek sê vir Okkie toe ons op pad hiernatoe ry, Jesus het die prys klaar betaal, hy weet dit, dis hoekom hy so aangaan. So moenie bang wees vir hom nie. Jy as man, as priester van die huis, het die reg en die autoriteit om leiding oor te neem van jou huishouding. Kry jou huishouding in orde. En is nie laat ek kom beklei nie, dis letterlik so. Wanneer laas het jy huisgodsdiens gedoen met jou familie? Wanneer laas het jy nagmaal gebruik? Wanneer laas het jy vir jou vrou gebid terwyl sy slaap? Wanneer laas het jy vir jou kinders gebid? Dis die vraag waar ons moet stil staan. Ek het hierdie stok gekry, ek is nie hier om julle pak slaag te gee nie. Dit is 'n baie lang stok. Maar ek wil 'n voorbeeld gou gebruik. Kyk gou mooi. Ek gaan probeer hard praat. As ek hierdie stok vat, sit aan. Maar as ek hierdie stok vat en ek kyk bo na die punt, gaan ek hom balanseer. Wat sê dit? As jy gefokus is op God, sal jy gebalanseerd gaan deur die lewe. Maar as ons afkyk na die vyand wat onder jou voete is, sal hy vergaan, want dis waar hy hoort. Amen. Dan die volgende ding wat ek graag met jou wil deel is, charge cables. As jy voel die Here praat nie met jou nie, en jy kan nie sy stem hoor nie, haal die charge kabel uit, jou gedagtes uit, want jy's besig om soos iemand anders te wees. God het jou gemaak. Jou naam is in sy handpalm. Jy's uniek. So baie keer as jy nie die charge kabel in het wat die Here van jou vir jou gegee het nie, hoe kan hy jou beheer? As jy 'n radiokarretjie vat en dis nie sy kabel nie, hoe gaan jy hom beheer? Hy kan jou nie beheer nie. Jy sien, want ons wil soos die ou wees langs ons. Ons fokuspunt is op die ou langs ons. My besigheid, daai ou rol in die geld, hoekom nie ek nie? Wat doen hy reg? Vergeet daai mense, fokus op wat jy doen. Salf jou besigheid, kry jou besigheid in orde. Nou wil ek afsluit, dan wil ek graag vir jou vra, as die Here voor jou staan, en hy sê vir jou, Pieter, ek het vir jou al hierdie goed vir jou gegee in die lewe, en hy hou hierdie hand vir oggend, en hy vra, wat het jy om vir my te gee? Wat het jy vir hom om te gee? As jy vir oggend niks het om vir die Here te gee, nie het jy huiswerk. Want die woord sê, vind God terwyl hy nog te vinde is. Daar gaan 'n dag kom, waar die Here dalk vir jou kan sê, ek ken jou nie. As jy in die hemel kom, ek kry altyd 'n prentjie, as jy in die hemel kom, en jy sien daai swart hek staan daar, en jy staan voor die Here, en jy vra, Here, wat is daai swart hek? En hy sê vir jou, jy wil nie daar wees nie. En jy draai om en jy sê vir die Here, maar Here, ek ken vir Jean-Dry, hoekom is Jean-Dry daar? En die Here draai om en hy sê, hy's daar as gevolg van jou. Want ek het Jean-Dry hoeveel keer oor jou pad gebring, maar jy het hom nooit gelei na my toe nie. Hoe gaan jy voel? Kan jy sien waar mis ons? Want die wêreld het ons al ingesluk. Ons wil wees soos die wêreld. God het die wêreld gemaak. Hy sê in Genesis, gaan heers oor die wêreld. Ek het dit vir julle gegee. Gaan heers net oor die wêreld. Dis al wat hy van ons vra vanoggend. Ek gaan afsluit met die volgende statement, as ek dit so kan sê. Waar daar 'n stroom van gees vloei, sal daar krag wees, sal daar lewe wees, sal daar vuur wees, en bome sal groei by die waterstrome. Baie, baie dankie vir julle geleentheid, vir die geleentheid.
Ek kan maar kom sit. Almal ken my al. Daar's genoeg video's vir die hele wêreld. Ek het nog nooit iets op YouTube gesit nie. As dit ouens wat wil kyk, great. Sê, kyk, ek is so dik, nee, ek kan op julle stage doop. Ek weet nie mooi van hierdie stok, moet my nou nie boeitjie nie. Hier is bidlappies, ons het daar duisende getuies van bidlappies. Moenie my handdoek steel nie, vra vir die ding. Ek weet nie wat jy met my sweet wil aanvang nie, maar hy is myne. Ek het bidlappies, kom van Israel af. En ons het regtig daar duisende getuies van bidlappies. So as jy 'n bidlappie wil hê, ek sal hom vir jou salf. As jy wil instaan vir iemand, ek sal hom salf, ek kan my huis toe vat. Die Here gaan werk. Kom Koos, ek's lief vir jou, jy lyk goed. Boeta Johan, ek's bly jy het gekom. Alle boetas. Ek is ook hier vir u, ek's getroud met 'n vrou. 'n Regte vrou, gebore vrou, niks is aangesit en niks is weggevat nie, vrou. En sy is 'n ouma. En weet jy hoe bang is die duiwel vir ouma se gebed? Broer, ek's met 'n ouma getroud. Hy wapper as my vrou begin bid. Ek's 'n produk van 'n ouma se gebed. So, check my. Hulle het gesê, ook hy kom tot bekering, niemand gedink ek gaan preek nie. Altyd oordadig wees. Halleluja. Jandre, dankie vir die boodskap, ons waardeer jou. Ek het 'n vriend wat 'n prokureur is. Hy is nie 'n alkoholist nie. Reg langs sy kantoor is daar 'n kroeg. So 4:00 in die middag as hy klaar is, dan loop hy langs aan, dan drink hy 1 bier, gaan huis toe. As hy by die huis kom, ruik hy soos drank, en hy ruik so sigarette, soos die vrou beklei. Hy drink net 1 bier. Maar oor die jare bou hy 'n verhouding op met die barman, want hulle is nou al vriende. Partykeer as hy rugby, dan drink hy 2 biere. Die feit is dieselfde by die huis. Come on, julle weet. 2 biere, 10 biere is feit same, drink 10. Kom, ons gaan. Kom. Ek weet hoe hierdie ding werk. Jy's vanaand so gesyp, jy's Here, laat ek net deur hierdie babbelas kom, ek sal nooit weer drink nie. Môre is brandewyn halfprys, ons sal maandag ophou, Here. Ek weet, ek het dit self geweet. Maar so kom die prokureur een oggend by die huis, laat aan. Hy sê dis vir sy vrou nie, hy loop verby haar, hy gaan shower. En toe hy uitkom, toe sien hy sy 4-jarige seentjie het sy voete in sy pa se skoene en hy loop deur die huis. En die Heilige Gees oordeel hom en sê van wat se voetspore los jy vir jou kind? Wat se pa is jy? So is die seuns en pa's is, steek op jou hande dat ek jou kan sê, trots op die seuns en pa's wat jy is. Ek gaan julle net vertel wat gebeur as 'n pa nie in 'n huis is nie, julle gaan geskok wees. Maar ek het COVID opgetel, ek het 'n varkgriep. Ek eet nie eens byke nie. Varkgriep. Bloody Lesotho. Maar hulle het tot bekering gekom. Dit wat. Wat se voetspore los ons vir ons kinders? Geestelik, fisies, emosioneel. Ja, jy's 'n man, jy's tough, great. Alright? Fact number 1. Net om met jou broek om jou gat hang, beteken jy is 'n gangster nie. Jy weet nie om aan te trek nie. Okay? Jy self nie maak 'n gangster nie, jy gaan seer kry. Moenie daai taal van die tronk binne hier buite gebruik nie, jy het geen reg om dit te doen nie. Alright? Dit is 'n bloedlyn ding. En nommer 2 is, as ek by skole praat, dan kyk jy hierdie mooi girls en dink ek, hy kan nie vir jou 'n wimpie toebroodjie nou koop nie, hoe gaan hy 'n dak oor jou kop sit, man? Wat is fout met julle? Ek toer baie. Ek's op die Billy Graham Foundation. Ek toer verskriklik baie. As oorlog nou uitbreek, het ons 'n probleem, want ons het 'n generasie van moffies. Seuns wat nie seuns is nie, mans wat nie mans is nie. Waar het jy gesien, jy punt jou naels, nou is jy 'n standinnis. Rarig. Jy kan nie brood toast nie, man. Hoe wil jy kom stry? En ek breek by in die tronke. Tough, Sondag. Mommy, did you bring me airtime? Julle week is jy tough, maak hou en seer, nou wil vra jy maar vir airtime. Dit is fout met jou, man. So ja, ons lewe in 'n wêreld, ons is rof. Ja, ek is baie bevoorreg om die werk te doen wat ek doen.
My familie is net so hoor. Ek het 2 broers wat ateïste is, wat nou die Here dien omdat ek gered is. Ek het 2 wat ouderlinge was, die kerk gelos het, want nou kan nie die Here wees nie omdat ek gered is. So, 50-50. Dis in my eie familie, waaroor worry julle? Man, as jy tyd gevat het om data om na my lewe te kyk, dankie. Ek waardeer dit, ek weet dit wat tyd, ek weet dit wat data. OK. Ek weet nie wat jy kyk nie, ek bly nie in Appington nie, so kan die Appington mense ophou my te bel, bel Roy is. Hy bly in Appington. Die program was daar gemaak. Ek bly hier. OK. Maar my disclaimer. Nou ek kry. Ek drink baie water, moenie worry, dit is net heiligheid, is nie dat ek gesyp is nie. Ek wil net, ek like water. Is alright, ek gevoel, moenie worry, 5-second rule. Waar is dit? Dankie, jy is awesome, man. Brandpunt water. Van hierdie water terug wat Heidelberg toe. Miskien verander dit dan Heilige Berg. Want eindiglik is hy Heidelberg. Al die idols. Ons as mans is gewoond, cowboys don't cry. En veral nie oor jou perd nie. Imagine nou jy gaan deur jou tawe dag en jy moet voor jou perd staan en huil. Wat vir my? En wat ook al in die huis gebeur, bly in die huis. Dis die dodelikste ding wat jy kan doen. Jy is stikkend, jy het help nodig, vra. We have to be our brother's keepers. Because if I'm not your keeper, I'm your killer. Daar's nie 'n ander deel nie. Either my brother's keeper or my brother's killer. Kan my broer met my kom praat en sy lippe tot God se ore. Dat ek nie gaan skinder by iemand anders oor sy probleme nie. Weet jy hoeveel mans pleeg selfmoord in ons land? 9 minute. Elke 9 minute pleeg een man selfmoord. Elke uur en 'n half een prokureer. Wie van julle weet waar die skoolhoof bly? Sien ek's 'n ou gangster. Ek weet waar my kleinkinders se onderwysers bly. Waar die skoolhoof bly. Ek haal nie my kind uit die skool nie. Ek gaan jou uit die skool haal. Baie makliker. Less attention. But I want to know where you stay. Ek wil weet waar jy bly. Ek wil weet waar jou ma bly. I'll find you. Oh, I'll find you. I'm really good. Ek is regtig goed met wat ek doen. Maar ek weet presies waar my kleinkinders is. Ek weet wie is die juffrou, wie is die meneer, ek weet wie is die boyfriend en waar sy ma bly. I have the info. Kan ek gou 'n getuie met julle deel? Net so 'n bietjie stig jou gadrabins vir jou draai. Bewys, jy sien? Ek is so moeg getoer, ek mis my bus. Ek slaap deur die hele ding, almal klim in die bus, hulle ry los my nou op die busstasie. Skrik wakker, koop 'n buskaart op die volgende bus. Ek moet Bloemfontein toe, Kimberley toe eintlik. Halfpad sien ek hier's ambulans en polismanne, nou busstop, ek sit bo, kom af onder, hier staan die busdrywer met die ritteltits en bewe. Wat fout? Hy sê nie die moeder het gesterf op die bus. Ek sê, wie bel jy? Sy sê, haar dogter. Sê, gee die foon. Ek bel die dogter, ek sê, luister, ek sê, Evangelist ook hier voor u, gee om as ek vir jou ma bid. Sy sê, asseblief oom. Ok, wat is jou ma se naam? Marie. Awesome, my ma se naam ook. Dankie hoor. Tannie Marie, maak op jou oë, haal asem, jou werk is net klaar nie, kom. Sy staan op. Mevrou vir die busryder, jy gee nie omdat ek al wakker gemaak het, nee, sê, ek dink jy ons het reël staan teen nie. Jy het nog nie so ver gedink nie. Maar toe ek in Kimberley afklim, dink jy Michael Jackson kom al, rooi tapijt, alles. Why? I'm here. I heal the sick, I raise the dead, I cleanse the lepers, I preach the gospel of Jesus Christ. Hier sit 'n dode opwekking, hierdie groot biker gangster hierdie ene. Hulle wil nie gehad dat ek moes hom bid en te bid ek in die saal. Die Here het hom wakker gemaak, daar sit hy. Ek lieg nie oor die goed nie. Ek voel dieselfde of jy in die huisgenoot wees of die you, hoor, presies dieselfde. Daar is geen verskil nie, hulle lieg net. Obviously wil hulle die getuie hê. Jy kan dit voel. Here kom vir die getuie.
Okay, 1.900.738 keer. Sonder jy ken al die getuie, jy kan hom self gee. Koos, jy ken die getuie, jy kan hom al gee. Zwys het deur die ding gelewe. Hy was aan die ander kant van die gereg. Ons as luipaardslye was Kreeusdorp. Ons was die Fouries van Fouriestraat. Dit is baie arm. Nou, ek blame nie my armoede nie. Ek gaan oor 'n kerk praat, asseblief. Hou op om my aan te val, ek het nie 'n flying flip switch nie. Ek praat oor my lewe. Ek praat nie oor jou lewe en jou denominasie nie. Ek praat wat my lewe gebruik het. Ek gaan jou vat tot 'n plek dat jy voel, jy haat my, en dan gaan jy vat, jy wil braak, en dan wil jy, ek gaan jou diep vat vanoggend, om vir jou te wys hoe kragtig Jesus is. Is dit oké? Want ek werk vir hierdie awesome ou, sy naam is Jesus, en hy het 'n plan met jou. Alright. Ek het geweier om arm groot te word, ons is arm gebore. Ek is een van 8 kinders, die jongste. Ek was allergies vir my ma se melk. Ek is 2 weke vroeg gebore. Hoe wou die wêreld my inhou? My ma kon my nie inhou nie. So ek het kondensmelk en water gedrink. My bynaam op skool was Jellyfish. Ek het 84 en standaard 4 geweeg. My ma werk by die ouerhuis. Ek het kopluise by die skool verkoop. 20 cent vir 2. Wys die juffrou jou kopluise, jy kry 2 weke vakansie, as jy seentjie is kop geskeer, dogtertjie, mamma gaan uitkam. Maar jy 2 weke af, gee my luise terug, 20 cent vir 2. Ek kon my ma en pa se huur betaal toe ek op laerskool was. Hierdie ouens dink hulle is nou awesome. Ek het in die 70 koper gesteel, julle is laat. Julle is jare laat. I'll figure it out then. Nee, ja. Ek was te lui om albasters te speel. Vat die hele sakkie. Ek is groter as julle anyway. Gee die hele sakkie. Ek was 'n amazing bully. Dit was awesome, groter as almal. Standaard 6, eerste dag, gaan na my chommie se huis toe. En sy sussie vra, "Why did you bring my uncle?" Ek's 13 en ek het 'n baard. Ek's 13. Right? My ma werk by die ouerhuis. Nou deur die week maak my ma die oorskietkos op die tafels bymekaar. Dan kook sy sop. Dit is voorbereiding vir die tronk. Ek kom er nou agter, maar my ma het my lankal voorberei vir hy tronkkos. Jy weet hy ertjie sop, karasmelt, daai een. Hier is regte lekker water, ons gaan siele red. Broers, is hier, hy gaan ons altyd afbreek. As jy iets mooi het, gaan ek het vat. Ek kry my klere by die weeshuis of die kerk. Mamas en papas sê nie vir hulle kinders, hulle gee die klere weg nie. Nou kom ek by die skool met een van my, iemand anders se hemp, hey you dief. Okay, gee my jou skoene, gee my jou tas. Ek like jou boek in elk geval meer antwoorde as myne. Ja. My ma maak heel gram brood. Nou ek gaan onsself nie oud noem nie. We are connoisseurs of age. Right. Ons het 'n heel gram brood gekry, na hulle wit brood gemaak het en breinbrood. Het hulle met 'n skraper gegaan en al daai rabbies opgetel en 'n brood gebak en vir die armes gegee. Jy kan warm botter op hom sit, hy het mekaar geval. Nou my pa kom van Suidwes-Afrika af. Ek bid so die Here vat my Otjo Borongo toe. Want ek wil vir daai kindermishandelaars gaan bid wat varkvet en suiker op brood sit. Varkvet, sout en peper op toebroodjies vir 'n kind. Kindermishandeling. Ek gaan vir daai klomp bid in Otjo Borongo. My ma's erger, sy sit tamatie op die brood. Kindermishandeling. Eerste pauze is hy ding so pap. Yes, so, en hy het 'n klankie. Nou sit daar kind langs my met 'n wit toebroodjie, korsies afgesny, 3 hoekies, kaas, polony, mate chomp of 'n Kojak sakker in. Daar was 2 oue by die hoof as ek hy kos vat. So, no problem. Sien jy nou. Jy mag gee so lank 6, want daar's 3 lunches wat ek wil hê. Ek stel lei, ek gaan nie soontoe loop terug, soontoe. Slaan nou, kry klaar. Ek gaan 3 lunches steel. Dankie. Toe het ma's en pa's maar begin 'n broodjies maak vir my, dat ek nie hulle kinders sou kos vat nie. Voor ek 2 was, het my ma my gif ingegee om my dood te maak.
Voor ek 3 was, het my pa my gifing gegee om my dood te maak. Voor ek 7 was, het ek die huis afgebrand en my sussie geskiet. Voor ek 8 was, het my ma en pa my 2 keer by die weeshuis gelos. I'm a winner. I hate to lose. Imagine jou lewe begin so. Wie blameer jy dan? Kan nie Jesus blameer nie, ken hom nie. En ek het lekker by die ou huis gebly, want my ma was 'n nurse. Vryf jou voete met wintergreen, lekker. So die matrone, auntie, laat ek jou voete smeer met wintergreen. Peanut butter broodjies in die aand. My pa het na 2 weke teruggekom vir eers huis toe agtergemoed, daar is een van die kinders missing. Waar is hy? Die weeshuis. Ek het nie daai broeder en vaderliefde wat jy het nie, hoor, ek het nie. Ek het 'n artsepa. Ek het net te veel gesê in worship, hoe weird is dit? My ma se favorite liedjie speel hier. Ek kon nie my ma gaan begrawe het nie. My familie wou my nie by die begrafnis gehad het nie. Toe gaan gospel ek. Ek het 300 siele gewen op my ma se begrafnis. So, hulle kan maar kwaad wees. My ma weet as ek. Sy weet ek was stout. Sy weet ek was 'n padmeester. Standaard 5 het my pa geprivatiseer. Hy kry vir my 'n splinternuwe vrou. En ek erf 4 broers wat push-ups op water doen. Speel kaptein rugby kaptein, speel cricket kaptein, blonde hare, blou oë, 7 voet, al die goals lyk dat my pa die dik paptrokkie wat in die hoofse kantoor skryf pak elke dag. Maar hoe kon jy net jou kind weggooi, man? Ja, ek stout, ja, ek vet, ja, ek steel. Ja. Ek betaal ook jou huur. Hoe gooi jy my net so weg? Hoe vat jy jou kind en sê, yes, het my pa gehad. Vir geen rede nie, behalwe dit. Ek trek so my ma toe, sy so klein auntie. Trek na Mandini toe op die noordkus van Natal. My ma is 'n industriële suster. My ma syp 56 meter om as hy gesyp. My ma bid in tale voor dat tale was. Partykeer dat ek 3 paas 'n week wat deur my ma is. Ek het party ouens se name nie eens gekry nie. Hallo? What are you doing here? Okay, is she alive? Okay, alright. Dis was my ma. So het 'n pa wat my nie wil hê nie, wil my doodmaak. Het 'n ma wat my nie wil hê nie, wil my doodmaak. My ma woeker met haar talent. Sal jy nou glo, daar was 'n pastoor, ek weet nie of hy man nog lewe nie, maar ek hoop so, moontlik eendag gaan kom. Sy naam is pastoor Jan de Wet. Type nommer 11. Nou vir julle jong manne, julle weet nie wat dit is nie. Dis rewind. Wat? Rewind die type. Wanneer die rewind knop is die eerste een wat kolf op die player. So is dit rewind. En hy type het al so, jy weet mos. So kom my ma radikaal op tot bekering op type nommer 11 in 'n reeks van 12 van pastoor Jan de Wet. Sy raak verlief op die getroude NG Kerk dominee. Sy en die dominee het 'n vurige verhouding. Sondagoggend hoor halleluja, prys die Here, Sondag aan halleluja, prys die Here. Woensdag, Sondag, bid hier, halleluja, prys die Here. Maar deur die week syp hy so my ma slaan aan die hospitaal in. Die dominee. Ek's 13 jaar oud. Daai man slaan my ma uit mekaar. Hy was 'n JKA Fundi, karate. Hy slaan my uit mekaar en verkrag my wreed. Ek's deur 'n NG Kerk dominee verkrag toe ek 13 jaar oud was. En ek het daai dag 'n besluit gemaak, ek gaan leer om te bidlei. Ek sal nooit toelaat dat iemand so naby my kom of my so seer maak nie. En so, by the way, Jesus, ek haat jou. Ek haat jou. Ja, slaan vrouens. Kyk hoe breek jou dominee my ma. Kyk hoe verkrag hy my. En niemand het my vertel van Jesus nie. Niemand nie. Ek het gaan leer om te bidlei. En laat ek jou vrylik sê, daar is nie 'n seep in hierdie wêreld wat jou kan was van die hande wat jy moet vertrou nie. Daar's 'n bloed, maar niemand wat die bloed deel nie. Baie skaars met die bloed blykbaar. Ek het by aangesluit by elke feit ding wat ek kon. Ek het springbokklere, moenie na die lyf kyk nie, hierdie ek's dodelik. By eerste 3 meter is ek nog lethal.
Ek het springbokklere in 3 verskillende dissipline. Ek het wêreldkampioenskappe gefight. Ek was die jongste Kenichukai fighter in Suid-Afrika. Dis 'n kombinasie van 11 style. It's kind of like MMA today, but back in the day. Ek wil jou bene breek. Really like to hurt you. En as jy 'n Christen is, gaan jy 'n dubbel porsie kry. Want dis wat julle doen vir kragseens. Daar's nie meer afskielike reuk as daai nie. En so begin my lewe al meer mekaar val. Nou dit sit my pa se huis is. Ek het nie 'n priester, profeet en 'n koning in my huis nie. Ek het mans in my huis wat deur my ma jag. Ek het 'n pa wat nie met my wil praat nie. Ek het niemand. So I started relying on my own power. The false trinity, me, myself and I. En ons het dit uitgedoen. Standaard 8 het hulle my baie mooi gevra om die skool te verlaat. Ander ouens is geskort. Hulle het my mooi gevra. Asseblief. Moenie terugkom nie. Maar die Here het so sin vir humor. 7 jaar terug staan ek in 'n mams en tout in 'n kerk en ek hoor 'n ou sê, "Hey Fourie, skoolhoof, hoe gaan dit?" Hy sê, "Weet jy, ons is nog nooit bly om 'n kind te skors nie, maar jy." Ek sê, "Jy moet nie nou klippe gooi nie, moet nie nou 'n Christen word nie." Ah. Hy sê, "Nee, ek wil jy met my doop." Because I work for this awesome guy. His name is Jesus. My lightning fast mindset is apartheid. Dat ek net mooi kyk, laat ek nie. Ek maak nou en dan 'n spelfout as ek praat. Vergeet dit. Gaan net verby. Gaan net verby. I'm still learning. Ons is alright. Ons gaan okay wees. Ja. As ons skoon. Hoor, dankie. Ek check net back up. Johan, jy sal stel ontdekking, jy was in die army. Jy weet waaroor gaan ek praat. Maar anyway, ek gaan pleegbedrog. Maak myself 18 op papier. Skryf by die Natalse Technikon en ek gaan my N3 doen. Ek soek my matriek. En ek gaan werk by die Maharani Hotel op North Beach in Durban. Dit is 'n 5-ster hotel as 'n waiter vir R2 'n skof plus tips. 1984, stupid geld. Ek het soveel geld, ek weet nie hoe om dit blaas nie. Werk ek as 'n waiter in die oggend, werk as 'n waiter in die aand. Deur die dag stoei fightbox of ek in die Technikon. Maar nou kom ek by die werk en die head chef se seun was in 'n fight club saam met my. Hy sê, "Wil jy nie 'n bietjie toepies maak vir die manne vir die room service nie? Hoeveel gaan jy my betaal?" Sê waiter se job nie. Hy sê, "Ek gee jou R4 'n skof plus tips." I mean, maak samies, lekker. Op by hotel op die 30ste verdieping was daar 'n nagklub met die naam van Raffles. So waarom is Jackie my gepoach het? Sy het my getrou vir my geld. Oom Koos, as jy weer vir Jackie vra, sy het my getrou vir my geld. En ek het hare gehad en tande. Ek wil net nie ouens met my tande uitstaan, ek het dit self uitgehaal. Let's make it easy. Ek ry hom op die rim, ek praat net baie vinnig, dan kom jy sy agter ek in die tande nie. Ek moet kos opvat na die nagklub toe, daar's 'n funksie. Wat ek hierdie trolley, so 5-ster hotel. Die lift maak oop. Daar's 4 ouens wat mekaar pak gee in die foyer. 2 rugby spelers van die Blou Bulle. Nie is bang nie. 'n Blou Bil speel nie in pink nie. My bloed is blou, maar jy speel nie in pink nie. Sorry. Tot julle blou hempies aantrek. Nee. Dis kotserig. 'n Blou Bil speel nie in pink nie. Ons klere is blou. En daar's 2 bouncers. Ek weet nie dis bouncers en Blou Bulle nie. Ek weet daar's 4 ouens tussen my en my pay. Ek gee al 4 ouens pak, die head manager like my so kwaad, hy maak my die head bouncer. R45 'n aand. Woe! En julle betaal my vir wat ek like om te doen anyway. Ek 16 jaar oud, staan by die deur en sê vir die onder 18 sal ek kan nie inkom nie. I'm no bomb, I'm a machine. Plus my pay bly in my wallet. Ek spandeer nie my pay nie. Dis die grootste denominasie was 'n R20 noot. So as dit nou 5-ster hotel is, nou bring jy ou nuwe gold aan en dan as hy nou die rekening betaal, maak hy die wallet oop, dat hy die gold kan sien, hy het dik van die note hierdie ou.
Maar die waiter sien dit ook. Die waiter kom sê vir my, daai is gelaai. Jy toilet toe gaan, ek gaan jou so vinnig uitslaan, jy gaan by my kom klaar iemand jou geroof. Is dit hier jou? Check nicely, boss, don't worry about him, don't be scared. Don't, is it him? It's not this one. You sure? Boss, here's a couple of free passes for 2 weeks, man. Sorry, it happens. Sorry, man. Let me clear you up. You go. Een aand is ek besig om op by ou se kop te spring. En die Indiaan loop na my toe. En hy sê, I like the way you fight, boy. Boy? Ekskuus? By Pablo in Pietersburg. Weet jy wat so boy? Ek weet wat ek is. Hy sê, I really like the way you fight, boy. Boy my nog een keer. Hy sê, no, I think we got a language barrier. We got something, but I'm not your boy. Hy sê, man, ek wil jou R100 gee vir elke ou wat jy pak gee. Ek sê, luister, Chopper, ek slaan 15 ouens aan die vir R45 plus ek hulle roof hulle. Nou, jy wil my R100 gee vir elkeen. Jep. Hoeveel ouens kan ons daar pak gee? Hy sê, soveel as wat jy kan. Wat so werk doen jy? Ek het eers gevra oor die geld. Hy sê, ek sê, gangster. Wat's dit? My mond hang oop. Julle gaan my betaal vir wat ek like om te doen. Julle gaan my aanneem, my gaan 'n familie hê. Julle gaan my support. Amen. Soos. Daar R100 het R1000 'n dag geword, R1000 2000 geword, net so. Oh. Ek het geld wat ek nie eens kon gebruik het nie. So word daar vir my voorgestel in 'n groep meeting wat tronk te gaan om my nommer optel. Okay. 2 maande voor ek 17 word, pleeg ek my eerste moord. Ek het die dominee gaan vermoor wat my verkragt het. Ek het nie beter gevoel nie, ek het nie verligting gehad nie. Ek het verslaaf geraak. Verslaaf geraak en te sien hoe mense smeek vir hulle lewens. Dit is 'n straf. Ek doen 12 jaar in die tronk. Ek is een van 31 prisoniers wat dit Polsmoortronk verwyder is as gevolg van geweld. So hoe gewelddadig moet jy wees om net my rein oopmaak asseblief, John, ekskuus dat ek jou so gebruik. Jy is awesome. Dankie, meester. Ek het die rassiste kaart gespeel. Julle vat met my want ek's wit. 5 tronke wat my nie heen, hulle het rondgery met 'n bus, kom daar en lees al my file, don't want him. Uiteindelik eindig ek op 'n Nieuwkop. En ek word 'n superkrimineel in die tronk. Die ou wat langs my geslaap het, is 'n pastoor wat sy vrou vermoor het. Ek het 2 Bybels in die tronk uitgerook. 2. Spreuke was sy beste, ek kon 3 verse lees voor die solklaas. Ja, kom praat met my oor. Weet jy hoe duur is toiletpapier in die tronk, bra? Keer daai boekhandelinge, ek gaan gou toilet toe. Skeer julle boeke uit, man. Moenie worry oor hierdie Christen en daar sit en huil nie. Don't worry about him. Hy sê nou met 'n groot en Afrikaans is. Dink mense jy is dom. So hulle praat oor jou, van jou, met jou. Staan net stil. Ek het geleer om kokain te stry, hoe om heroïne te pak, waar om diamante te kry, hoe om goud in die land te kry. Ek het alles in die tronk geleer. Ek het alles al geleer. Ek kom uit, ek word inducted in die grootste gang in Suid-Afrika. 26,000 lede. Hulle is nie nou meer die grootste nie. Op daardie stadium was daar 26,000 lede. Ek is die jongste warlord in die gang history van Suid-Afrika. Die jongste. Ek hardloop op 'n kroer met 300 soldate en elke soldaat het 50 of 80 members om hom. Ek raak so verslaap op hoere, ek het 81 wat vir my werk 2 skofte 'n dag. Elke vrou betaal my R600 'n dag om vir my te werk. Ek sal jou liggaam 25 keer 'n dag minimum verkoop. Raak so verslaaf van pornografie. Ek maak 10,000 movies en sit dit in die mark. Koop my eie kameras want my kop is siek, ek typ my eie goed. Ek was so bar, ek het my hoere huis toe gevat dat my vrou vir hulle kos maak. Didn't know how to ask nicely. I didn't know love.
I took it by force. Ek het my vrou herhaaldelik verkrag. Ek is nie trots nie, ek getuig. Moenie fout maak nie. Ek getuig. Hoeveel keer het jou gees nou al gedraai dat ook hier gepraat het? Hoeveel van julle wil al opgestaan het om my vast te vat? Ek gaan jy nog dieper vat, om jy te wys waar Jesus my kom haal het. Hier is maar net die begin. Dit is net die begin. Elke dag doen ek on-hijackings, elke dag doen ek kry 'n lys in die oggend van karre wat moet verkoop word, bel my chom op en na te kry 'n print-out van waar die karre is, stuur my scouts uit, bring die karre, botch hijackings, verkoop 800,000 ene heroïne 'n week vir my baas. Ek verdien 160,000 rand 'n dag, elke dag, 7 dae 'n week. Elke oggend as ek brouk. En is vriende, en is chommies, en is braais. Ek het 400 soldate, is 400 mense om kos te gee. Mense wat in die tronk sit as gevolg van jou, jy moet hulle salarisse betaal. En die grootste hoeveelheid geld wat jy betaal is eintlik vir informasie. Wat is in 13 kleef, wat is in daai ou se huis? Jy koop informasie. But I made money so easily, because I refused to be poor. Ek weier om arm te wees. Dis 'n mindset. Okay? Ek het 'n 4-jarige seentjie by 'n vrou. Bouncers bel my en sê, sy's in die ladies night, jou kind lê agter in die kar. Ek jaag Belito toe om haar te vang. Een of ander bouncer wat haar gesmaak het haar afgetip. Sy jaag weg van my af. Oncoming traffic, vir ongeluk sy my en my seun dood. My seentjie is oorlede, daai girl is oorlede, omdat ek hulle gejaag het. Ek het nie traan gestort nie. That's how I lived. Ek vlieg Rusland toe, gaan half van my prostituut om Suid-Afrika te kom werk. Ek raak verlief op een van die prostituute. Sy het powerlifting gedoen, sy het spiere gehad, wat meeste vroumense nie plekke het nie. Ek raak so verlief op baie ding. Ek probeer my vrou vermoor, ek betaal 2 ouens om my vrou te vermoor, hulle verongeluk dood op pad om haar dood te maak. Ek hier nog 2 hier soldate, hulle word gevang met die wapens. Ek gaan dit om myself te doen, ek sit my voet in die middel van haar rug, trek haar keel terug, om haar keel af te sny, my mes breek in my hand, en voel of iemand my met 'n padkou bus gooi. Ek was nog nooit so hard in my lewe geslaan nie. Want jy sien, my vrou het gebid. My God het 'n verhouding met sy dogter gehad. Sy het gebid vir hierdie man. Sy het deur elke aanval gebid, deur elke pak slaag het sy gebid, deur elke vuil ding het sy geroep dit wat nie is nie, asof dit reeds is nie. Sy kom bid. My vrou kan nou nog bid. As pastoor wat nou die dag met my vrou raas en sê, jy moet gaan getuig. En weet jy wat was my vrou se antwoord? I get to wash his feet. Sit dit jou nie op jou gat nie. Wie die eer om my voete te was? My vrou. Elke wonderwerk wat gebeur, elke mens wat uit die dode kom, elke kerk wat ek plant, al 2 miljoen mense waarvoor gebid het in 8 jaar. Op wie se rekord dink jy is dit? Myne. So op my vrou se lêby. Dis haar oes wat sy inbring, want sy het nooit op 'n bid nie. Oppositie gangsters in Wesrand, klomp Libanese kom my nie uithaal nie. My dogter is 16 jaar oud. Hulle ontvoer my babadogter. Ek het al verafgod, ek het. Mooiste breinvel, groen oogies. Die mooiste mens. Vir 8 dae moes ek luister hoe hulle my bel, hoe my kind verkrag. En breek. Hoe sy skreeu vir hierdie pa met al sy geld en al sy bende, al sy konteks kan dan nie help nie. Sy wil magteloos voel. Step in my shoes. Jy is hierdie meneer, jy is hierdie man, that's all you. Jy kan nie jou kind red nie, jy luister hoe sy skreeu, help me daddy, I'm dying. Hulle het al so uit mekaar geskeer. But on day 8, I made a decision. Ek het die hoof van die gang gebel en gesê, I don't want her back. Keep her. Ek sal jou nooit die krag gee om rond te loop en sê, jy het dit aan my kind gedoen nie. Keep her, you don't have time. I have. I will find you.
Toe vermoor hulle my kind kappe op in 11 stukke en sit in 'n asblik by my huis neer. So 'n hond. My dogter Tatiana is vermoor met haar pa Arabies is. Sy het niemand skade gedoen nie. Dis 'n produk van my geweld. My voetspore is verwyder. Ek wou drink, ek wou doodgaan. My vrou het gesê ons moet kerk toe gaan. Ek sê ek gaan nie in 'n Katolieke kerk toe nie. Ek sê mamma dan. Sy sê kom ons gaan net na hierdie famous kerk toe asseblief. Ons gaan toe na hierdie kerk toe. Hulle noem hulle seeker sensitive churches. Hulle is baie versigtig met wie hulle Jesus deel. 7:15 voor die eerste worship liedjie speel, loop hulle my die kerk uit. Nie welkom nie. Toe selfs toe ek Jesus wou hê, was hy nie daar vir my nie. Toe ek hom gaan soek het op my stikkendste, was hy nie beskikbaar nie. En ek het my aandag op daai kerk gedraai. As hulle oop is, roof ek hulle. Sondagoggend roof. Sondag aan roof. As daai kerk se deure oop is, roof ek hulle. En ek het aangehou tot hulle die kerk toegemaak het, want dankie tog, Jesus Christus was nooit in daai gebou nie. Hy het nie daar gebly nie, hy was nie daar nie, hy was nog nooit daar nie, hy sal ook nie weer in daai kerk wees nie. Vandag is 'n workshop. Ek het by die huis gesit en gedrink, 'n kas liters oor 'n naweek, 1 liter 'n dag, R7,000 se kokain deur hierdie neus 'n week. Heroïne, hydroponics, zolskyf, slaappille, 'n gemors man. 220 kg diabetes, my suiker is 28 met insulien. Ek is besig om myself 1 glas op 'n dag uithaal. Nou, opens as julle na my lewe luister, dink julle ek het Steve Hofmeyer musiek bymekaar gemaak? Daar's niks fout met Steve nie, ek het net nie sy musiek bymekaar gemaak nie. My musiek was so stikkend soos ek. Ek het 'n buiteliggaam, ek het 'n massiewe hartaanval gehad. 17 April 2016. Dis die enigste ding wat braaf genoeg was om my aan te val is my hart. 'n buiteliggaamlike ervaring. Ek kon langs my sien, agter my is 'n afgrond van niks, klank bestaan nie daar nie, vrees bestaan daar, daar's nie lig nie, daar is net mooi niks en ek het heeltyd gevoel ek kan in dit instap, ek wou nie. My vrou het op my lyk gebid vir 'n man wat ek nie ken nie. Ek wou nie hier wees nie. Ek hoor hoe my margat, die ouens wat my lyk moet dra, hoe hulle grappies maak, hoe hulle my gaan uitdra. Ek hoor hoe my bende probeer opsplit, hoe hulle my vrou gaan doodmaak want sy het te veel inligting. Ek hoor alles. I can't move anything. I'm stuck. Ek het elke moslim gebed gesê wat ek kan. Dit was dooie woorde as dit my limp uitkom. Maar God en sy meer, ergens moes ek hy liedjie geluister dat ek gesyp was. Dis nie onmoontlik nie, want ek het baie gesyp. Maar die liedjie se naam, moet hom nie vir my stuur nie, ek het een by Steve gekry, ek het my eie kopie, dankie. Dis hand upon my shoulder, en is David wat praat, hy sê, the Lord is my shepherd, I shall desire none, David said. En my gees, het ek 'n imprint wat vir my sê, say those words. Right, manne, ek was 'n moslim, 'n moordenaar, Christelike vervolg, rabbies met hoerhuise, vrou verkrag, vrou in die hospitaal ingeslaan, mense doodgemaak vir 'n lewe. Ek het 'n Koran, ek is in 'n different geloof, ek het nie 'n sondagsgebed gesê nie, ek het nie in sak en as by die Here gekom nie. Ek het gesê, the Lord is my shepherd. Dit was genoeg vir Jesus om my aan te raak. Dit was genoeg vir Jesus Christus om die troonkamer te los om in hierdie rabbies te vat. 1 Corinthians 1 verse 27. I will choose the foolish things of this world, the despised things of the world, the things that are not, to shame the wise. En daai mooiste stem het deur my gepraat, jy weet dis heilige stem. Laat ek jou beloof, as jy woorde kan proe, dis so woorde proe. As jy woorde kan ruik, dis so dit ruik. As jy woorde kan voel, dis so dit voel. As jy emosies het oor 'n woord, dit is wat dit is. Jy weet dit is 'n heilige stem, jy weet dit kom uit 'n plek diep donker uit. Die lewensvors wat daar is vir ons, dit kom daar uit. En daardie stem het gesê, you shall not want death now. And I woke up. And I dropped till 6 o'clock in the morning, smoking my life away. Because I didn't know it was Jesus and nobody could help me.
Praat 18 jaar nie met my pa nie. My pa het buitekant Nelspruit gesit, hy moes gaan vir 'n rugoperasie. Hy glo die Here kan hom genees. Hy bel ouens in genesing, hy kom naderhand in Texas uit. By 'n ou met die naam van Curry Blake. Trouwens van met die healing technicians in Suid-Afrika, hy sê, yes, I've got two. Kevin Peters en Mark Ellis. My pa bel Mark Ellis. Nou Mark Ellis is my size. My pa's tussen 80 en biltong. En hy sê, hey bro, how can I help you bro? En my pa het al 2 keer gekots in sy mond met bro. Listen, I got this back injury. I'll drive to Durban for you to pray for me. It's no need bro. I'll pray for you on the phone bro. Be healed. My pa's nou nog genees. Dis 'n man wat sy identiteit in Jesus ken, wat so kan bid oor 'n foon. My pa bel my vrou, sê, jy weet, jy moet nie my praat nie, maar kry hom by die evangelist huis. Ek weet nie wat sy evangelist nie. Hy sê ewige las. Jy dra net ander mense se laste. Nie dat hulle jou fancy maak nie. Jy dra laste, jou wonde bly rou sodat ander mense kan genees. Dis evangelist. Ons is tweede getuies. Evangelist kan nie werk as sy Vader se hart nie is nie. Vader se hart nie is nie. Evangelist gaan niks doen nie. Hierdie ou dink omdat my pa Christen is, ek's 'n Christen. Ek ry na sy huis toe. En ek sit in sy sitkamer en sy vrou en sy ma en sy skoonsus sê al die kinders uit die huis uit. Hierdie ouens is gebore in die gospel. Hulle stap al 40 jaar. Die duiwel is in die huis, kom ons al die kinders uit. En hy lees uit hierdie boeke en hy bly sê, it's such an awesome boek. En hy is besig om 'n groot hoerhuis in. Ek wil die grootste hoerhuis in die suidelike halfrond hê. Ek het klaar die goals. Ek weet waar ek die goals gaan kry. Ek moet 2 gangsters doodmaak. Ek gaan daai territory oorvat. Bid jy vir die hart? Ek het genoeg dissipline. Ek sê iets in die gewig doen, maar bid jy vir die hart? Dis wat jy doen. Maar hy bly hierdie boekie lees. En toe begin dit my klink of hierdie ou op my skreeu. Ek sê van luister, jy skreeu nie vir my. Weet jy nie wie ek is nie? Kom ek vertel jou wie ek is. En hoe meer ek my sondes uitblakker, kom ek agter hierdie ou het nie 'n klou wie ek is nie, maar hy gee ook eintlik om nie. Toe skoop ek maar sy joint uit. Lekker groot TV. Ek weet waar hy vanaand gaan wees. Hier is die honde nie. Hier is die burglarproof en die trailer doors. Hier is nie eens alarms nie. 'n nice computers toe. Ja, ek gaan net uit die crew hier toe stuur, maar bid jy net. Hy ou staan op en hy kind wat sy identiteit in Jesus ken, lê hand op my. In 'n 2 minute gebed van 'n seun wat loop as 'n seun van God. Breek hy elke addiction. Here gee my nuwe lewer, nuwe pankreas, nuwe longe. Ek het nie onttrekkingssimptome gehad nie, nie ritteltits gehad, ek het nie stadig wakker geword nie. Ek is genees. He prayed Jesus into my life. He didn't speak about Jesus, he spoke Jesus into me. Ek loop uit, ek voel, ek kan proe. Dis nogal awesome. Nie is waar. Wow, alles is reg. Ek sweet nie soos 'n diabetes nie. Ry huis toe sê vir my vrou, ek gaan nou slaap. Sy sê, moet ek jou pille reg kry. Want ek kon so, my gewone cocktail was so 6 trippelins, 10 slaappilletjies, en so ten minste 25 Elzheims. Met 'n liter whisky, dan sê ek klaar, dan gaan ek slaap. Ja, en ek het gaan slaap. Ek word wakker, ek voel so goed. Ek dog as ek spook. Jy kan nie so goed voel sonder drugs nie. Dis onmoontlik. Yes, ek lag, nou moet ek gaan geld insamel. Hey man, you need it more than me, man. Bless you, man. Pay you. Kom by die huis, Miss Jackie, vrouw vir my, waar is die geld? He said, I don't know, I blessed him. He said, man, I'm a Catholic. What's die bless? Ek sê, I don't know, but it's awesome. You go try it. Sy sê, jy kan ons in armoede inbles. Kan nie kwaad word nie. Jennen, ek kan nie kwaad word. Dat is nie dominee wat my kan help nie. Hulle nog nooit 'n ou soos ek ontmoet nie. Ek het dat hulle my in die see doop wat genoeg soutwater is. Ek gaan sit in die biblioteek en ek begin al die generale van geloof boeke luister. Smith Wigglesworth, D.L. Moody, Arthur Chapman. Ek lees al hulle boeke. Waar is hierdie Heilige Gees? Where is this Holy Ghost? When did he leave the earth? Waar is hierdie een waar Benny Hinn praat, waaroor Catherine Kuhlman praat, waaroor Smith Wigglesworth praat, waar is die Heilige Gees? Andrew Murray, waar is hy?
Gaan nou my pastoor toe, ek sê vir hom, luister Chopper, ek weet nou nie wie jou geordineer het, maar die Bybel sê ek moet hierdie goed hê. Hoe was dit? Hy weet ek fight my hele lewe, hy sê, for you to have it, you got to knock your eye out. Nou lê ek in die bed. Dan moet ek nog 'n invalide ook wees, blijkbaar. En ek kom tot die slotomstom, dat ek moet sterf en uit die pad kom, sodat die Here kan intrek. Dat is presies wat jy net gesê het. En die Here trek in my in. Bel my pa. Ek sê, pa, ek dink ek het jou Here ontmoet. Hy sê, wie praat? Ek sê, as jy sien Okkert. En hy sê, as Okkert wel grap is, maak ek gee vir my foon. Bel my sussie, ek dink ek het jou Jesus ontmoet. Sy sê, wie praat? Ek sê, is jou broer Okkert? Sy sê, ja, as het wel grap is, maak ek gee vir my foon. Die Here het my stem verander. Ek is nie gebore met die ding. Hierdie is 'n nuwe stem. My stem is baie bas. Hier is nog 'n klikker vir jou. Al my foto's, my hele lewe, was my oop pikswart. Ek werk aan blou. Dis nou blou-groen. My pa blou oë, my ma blou oë. Einde van hierdie jaar gaan hierdie goed blou is. Elke oggend sê ek dankie Here vir my blou oë. Blou oogies. Ek was gedoop, ek het begin studeer. Van die tyd wat die Here my geraak het tot my eerste dodeopwekking in die AGS kerk voor 3000 mense, besluit die kostery gaan dood van hartaanval terwyl ek preek. Bly jy ongeskik? Ek vertel jou dan net uit my wakker gemaak. Hoe? Het jy nie geluister nie? Hy val vir 'n jong vrou van hom, jy weet die ou bokkelike groenblaar, hè? Luister, wat is jou man se naam? Sy sê oom Koos. Nou nie hierdie oom Koos nie, nie jy nie. Jy's alright. Ek sê, okay, oom Koos, jy moet nou wakker word, ons het nog werk om te doen. Ek is nog nie al getuig nie, jy is ongeskik. Kom. Oom Koos lewe nou nog. Ja, ek het nie daai vrees en mense dood uit te bid nie. Ek het nie, regtig. 5 maande wat ek die Here dien, net 5. Kom die bende, die Keitomana Death Squad, jy kan hulle Google. Kom na my huis en sê, hoor jy ook julle gaan jou skiet. Ek sê, ek weet. But I'm ready to go. My life is ready. En so baken ek toe met my pastoor. Ek sê, luister, ek soek 2 gunne. 10 dae, gaan die onderwêreld ingaan. Ek weet wie ek gaan uithaal. Ek gaan sommer vir al julle Christene beklei en dan kom ek terug. Here sal my vergewe en ons gaan aan. Hy sê, dit werk nie so nie. Ek sê, maar julle sê dan, Here sal jou vergewe. Hy sê, there's a difference between gifted and anointed, son. So moet ek 'n Bybel na 'n gunfight toe vat? Are you serious? Ja. So baken ek af na 1 gun 8 bullets halwe dag. Dankie tog die pastoor wen. Oggend van 7 September in die Leopoldstreek, stad van 11 miljoen mense, doen my eie gang 'n drive-by shooting. Hulle skiet 43 skote af, die Here red almal. Ek's nie die enigste een wat getuig. 3 tref my deur my regterarm. Eerste skoot, soos ek gedraai, 2, 3, 4 in my maag in, 5 in my bors in, 1 in my keel, 2 deur my regterbeen. Taxi drivers het my opgetel met die dokter se spreekkamer ingetrek. 2 moslim dokters werk op my, 1 op my bors, 1 op my maag. Die een wat op my bors werk, staan op en sê, oh God, this is not for me, he ran away. Ek sien die vleis op my hemp, ek weet ek is besig om uit te bloei, maar ek al heuning asem. Ek so verlief op Jesus, ek kan nie asemhaal nie. Ek het my vingers so ver in my keel. Right? En by einde van die dag sê hy, haal jou vinger uit jou keel, ek haal hom uit, die bloed spuit. Die baard was nie daar nie. Ek wil my baard so lang groei, dat ek my trane vir my koning se voete kan afvee as ek hom ontmoet. Dis my mindset. Van die tyd wat hulle my geskiet het en die Here my genees het, en terug by my motorfiets was 40 minute. Jesus Christus, die koning van konings, het my 2 keer uit die dode gehaal in 5 maande, dat ek enige tyd, enige plek kan gaan preek oor sy seun. Ek gee nie om of wat 'n squatterkamp of wat 'n tronksal of 'n kerk is nie, ek gaan oor Jesus praat. As ons 5000 voet in die lug is en so 'n vliegtuig, waar gaan jy? I'm going to talk about Jesus. Alright? Ek het nie vriende nie, because I talk about Jesus. I don't have family prize, because I talk about Jesus. That's all I got. That's awesome. Alright? Maar ek kan vir jou sê, daar is geen beter lewe nie. This is the loneliest walk you're going to do. Maar,
Hier staan ek, die mense wat al saam my getoer het. Hè? As jou buurman nie weet vanoggend jy is 'n Christen nie, los dit asseblief, jy's fake. As jou baas nie weet jy's 'n Christen nie, los dit, jy's fake. As jou skoonmamma nie weet jy's 'n los dit, jy's fake. Jy's louwarm. Julle wat in hierdie vertrek sit, ken Jesus langer as ek. Ek ken hom 8 jaar. Net 8 jaar. Maar in 8 jaar wat ek kan doen, moet julle meer kan doen. Alright? Dankie Here. Iemand is bly ek's gered nie. Check. Net in Afrikaners. Engelse ouens al lankal hande geklap het. Dag maar. I serve an amazing God. Ek wil hê as jy môreoggend opstaan, dare yourself, gee yourself a high five and says the world needs you. Lord, put somebody on my path today that believes in me to be a winner. Put somebody on my path today to say, you will be a success. Put somebody on my path that I can pray for. Here, skep vir my 'n atmosfeer dat ek jou naam kan groot maak. Amen. Ek en my vrou, ek het nie selgroepe nie, ek was te lank in 'n sel, so ek het God Life Groups. Ek like net die naam sel nie. Iemand steel my vrou in my wallet. Nou ek kan revenge sê, ek kan die ou pak gegee het, ek kan justice sê, ek kan hom toesluit, I can apply grace. This is what grace looks like in a city of 11 million people. Gaan staan in die queue by die langste queue by Department of Home Affairs. Jy sal verbaas wees hoe vinnig daai queue beweeg as jy oor Jesus begin praat. Hulle sal vir jou til oopmaak. En elke persoon wat genees en elke persoon wat bekeer is duiwel, is omdat jy my goed gevat het. This is on you. Ek sou nie hier gewees het nie, maar thank you. Ek so deur die hele dag gegaan, 3 uur in die middag is ek by die Department of Motor Vehicles. Klim met die kar, daar sit 'n man met 'n stuk aan 'n arm. Wel, die pyn, hy sê ja, so wil hy met dit weggaan. Hy sê, "Ow." So, test it. Hy sê, "Uncle, I can't do this." No, uncle, something's wrong, I can't do this. You're doing it. But how? Let me tell you, I work for this awesome guy. His name is Jesus, and he likes to show off. Ek sien ek het 10 minute oor. Ek try toe, maar my lak. Kom maar bo die spoedspeeder roep my. "Come here." I said, "What did you know net al gedoen?" So I prayed. He said, "In the parking lot." Yep. Just like that. Yep. Just like that. I said, "Wat doen jy?" Ek vertel hom. Hy sê, "Ek's nou terug." Hy betaal vir my lisensie en hernie hom. Because devil, you touch my stuff. 2 Muslim gangsters steel my pastoor Tommy se bakkie. Guess what? Friday afternoon. Plaks voor die mosque. Outreach. Jy kan skreeu. I'm going to talk about Jesus. Because you know who took that bakkie? That bakkie is going to come back. Volgende dag bakkie terug by die mosque, full tank petrol. Don't touch my stuff. Don't touch it. Not a good idea. I don't have a... You're going to scare me? I'm going to plug in by die Sabine. Hoeveel tyd het julle nodig? Alright. Hoe is R100 vir die elektrisiteit? Ons gaan speakers plak by die Sabine in. Open air. Haha. Ek ry saam met 'n klomp uitgenooi en ek worry nie of julle nou van die PPK af is nie. Ek skwaad vir die PPK vir een rede. Hulle roep my om die klomp gangsters te leer van street life en street signs. Hulle het 11 baie hoog gekwalifiseerde, baie belangrike manne van die gospel. Jy weet, hulle is so belangrik, hulle vertel jy hoe belangrik hulle is. Hulle het nie visitekaartjies en hulle nommerplate met al die titels. Nou gaan ons Reiger Park toe. En as is daar vir 4 dae, nou wat soek nou die manne? Alright. Dis hoe julle Amerikaners dit doen blijkbaar. Nice. Dis in South Africa. We've got something called a Malima. Hier ain't afraid of you. Maar kyk toe. Xenofobie tref die plek. Toe die eerste skoot klap, vergeet die ouens, ek het saam met hulle gekom. Ek het langs jou gesit in jou kar. En my vrou agter my. Fone is in die kar, we gospeling. 5 uur in die middag het hulle etenstyd, Dok Landman sê hulle luister, waar's Okkie en Jackie? We forgot her.
Hulle sit 'n konvoi van 11 karre bymekaar. Ja, Reiger Park toe. Hoor jy, het julle hulle gesien? Jan is daar bo by die flats. Kom, nee, bring die doopbad. Nou, doop, 80 mense. Ons het gegospel. Gaan terug, ek sê vir Dokland, moet my nie wees om met die mense steen nie, asseblief. Alright? Hulle is fake. Want julle die hele week vir hierdie kom kleinkinders gesê, stand on the word, no weapon formed against you, bla bla bla, wara fish paste. Toe daai bande klap, toe los julle daai 4-jarige kinders hierso. So moet my nie wees om met hulle uitsteen nie. I don't have time. Mense, ons het nie tyd om reg te wees nie. We got to be ready. If the enemy knocks on your door today, you got to got something for him. Man, ek sal jou tokkolosie betaal, bring hom. Bring jou Shangoma, ek sal jou betaal. Sê met hom hoeveel? Ek het iets vir hom. Sy naam is Jesus. I don't care about your altars, I'll break them down because everything belongs to my Father. Everything belongs to him. Alright? Wie wil hierdie krag hê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, awesome, man. All right, so who wants to be the change in their houses? First of all, I want to say to the fathers, thank you for bringing your sons. I'm sorry for the fathers that are here. Nou gaan ek alweer nooit al toe. Ek het so goed gedoen in die Afrikaans. Yes, ek was trots op myself. Ek kan nog nie in Afrikaans bid nie. Julle moet my kans gee, maar die Here sal dit vir julle draai. As jy sonder 'n pa groot geword het wat jou nie gelei het en jou beskerm het nie, en jy het nie 'n pa gehad wat vir jou gesê het, ek is trots op jou nie, ek is bly jy is gebore nie. Jy het nie 'n pa gehad wat jou in 'n verhouding met die Here gelei het nie, ek is baie jammer. Ek vra nederig om verskoning vir daai paas, wat dalk die beste gedoen het met wat hulle gehad het. Maar ek voel jy het 'n verskoning nodig. Iemand moet jou sê, ek is jammer. Ek as 'n oupa, as 'n pa en as 'n man, wil vir jou sê ek is jammer jy het nie 'n pa gehad wat jou gelei het nie. Wat jou nie gehelp het op die regte pad nie, wat dalk nooit vir jou gesê het hy is trots op jou nie, wat jy dalk aangerand het herhaaldelik. Ek is jammer. Maar my hemelse Vader het jou nog nooit verlaat nie. En as jy hom net 'n halwe kans gee, gaan hy alles regmaak. Alright? Ons sit, daar's 'n parable in die Bybel, in Lukas, van die souer. Hy gooi die saad, en van die saad land op die harde die pad waar die mense loop en die voëls kom en hulle vreet dit. En van die saad val tussen die klippe en dit groei klein bietjie, maar die son brand dit dood. En van die saad val in die dorings en van dit in vrugbare grond waar dit 30, 60, 100 fout is. En as jy bly dink is iets oor iets anders, dit is oor jou. Jy het 'n harde stukkie in jou hart wat mense so vertrap het en so stikkend gemaak het, jy kom nie oor dit nie. Daai klipgrond is om met jy dalk onvergifnis en bitterheid het teenoor iemand anders en jy kan dit nie laat gaan nie. So die woord kan nie groei nie. Hy bly doodgebrand word deur die son. Miskien het jy iets in jou lewe aangevoel en jy oordeel jouself so. Dis waar die dorings inkom. Dis 'n hak en steekbos. Hy hak jou en jy sê probeer losmaak, steek hy jou. Dis net Jesus wat dit kan losmaak. Dus as jy vanoggend vrugbare grond wil wees, steek jou hand op. Ek gaan 'n koöperatiewe gebed doen. En dan vir die van julle wat moet gaan, ek is seker die pastoor sal julle release. Die van julle wat persoonlik gebed het, ek en my span is hier voor. Daar is nie 'n subject wat te bo is nie. Jy gaan my nie skrik maak met een van jou addictions nie. I've tried everything at least once. En ek het oorsaak om dit te bewys. So, let me pray for you. If you wanted prayer cloth for your house. My Here maak nog steeds huwelike reg. My Here maak nog steeds mense gesond. Miskien het jy 'n probleem met vergifnis. Selfvergifnis, ja. Onvergifnis is die grootste kanker in die liggaam van Christus. Deur al my teologie studeer en alles wat ek gestudeer het oor jare om te kom tot waar ek nou is. Ek het 52 ordonnansies, ek is in 51 lande geregistreer, 9 nasies, 8 provinsies. Ek dra 'n baie groot office. Ek represent die Billy Graham Foundation. Ek het Paul Watini op Doxa. Ons maak pastore, Bybelskole, kerke geplant in 8 jaar. En net voor die 2 miljoen mense gebid, 40 mense uit die dode gebid. Ek brag nie, dis my lewe. Alright. If I can do this, you can do more. Julle ken Jesus langer as ek. You got to do more.
So I want to pray this morning that your ground becomes 30, 60, 100-fold. Okay? Is that all right? Father, I just want you to thank you for your word that is always true and just. And today as we pray for every father and every son that is sitting under the tone of my voice, I cancel and rebuke every lie, every curse, every negative word, every negative thought, every hateful word that has been spoken over them, their future, their relationships, their money, their incomes, their businesses. I call it null and void in the name of Jesus. I declare that this is the day the Lord has made, and we will be glad and rejoice in it. I thank you, Lord, that the righteous of God will not stand ashamed. I proclaim Numbers 23, verse 21 to 23, that there is now no witchcraft, no sorcery, no divinational powers against the house of Jacob. I bind that to Galatians 3, verse 13, that Jesus himself became a curse for them so that they do not have to be cursed. Father, and I declare that in the mighty name of Jesus, the name above all names, every person right here, their bodies are coming in line with your written word that by the wounds of Jesus Christ, they are healed. Cancers be gone. You do not exist in heaven. You will not exist in these sons. Father, help them to be the priests, the kings, and the prophets of their homes. Let them take the rules and the reign. Help them to be better. Help them to be more powerful. Bless them to be the change. And Father, in your precious name, I bless them in a threefold blessing. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. May you keep them, make your face shine upon them, never leave them nor forsake them. And the house said, Amen.